Welkom by Skepingsdoel 4, die gawes. Voordat ek aangaan, wil ek tog net vir julle daar herinner dat 'n struktuur is baie belangrik en jy kan nie van die prosesse mis om die struktuur reg en vas te bou nie. So moenie hierdie video's afjaag en aframmel nie, maak seker jy's reg om na die volgende video te beweeg. Jy moet regtig geanker wees in God, jy moet weet wat God beteken teen hierdie tyd, jy moet weet wie jy is in God en jy moet die stem van God ken en weet. Dan kan ons nou aangaan na Skepingsdoel 4, die genadegawes. Ek is 'n unieke kind van God of liggaamsdeel van Christus met 'n individuele doel. My talente en kwaliteite is enig aan my. In Romeine 12 leer ons van die genadegawes van God. Dit is 'n Godgegewe gawe met jou brandende gevoel gee om met ywer en motivering iets te wil doen. Daar is ook gawes van die Heilige Gees, soos in Galasiërs 5 en bedieningsgawes in Korintiërs 12. Jesus gee bedieninge wat hy uitdeel soos hy goeddink. Dit sal goed wees as jy nou die bygaande notas in die comments uitdruk, sodat jy dit kan gebruik om te volg hoe ek nou gesels, en dat jy kan begin notas neem en afmerk wat 'n genadegawe is joune. Nou op bladsy 1 sien ons dat daar bedieningsgawes is. Dit is nou, jy kan dit in Efesiërs 4 gaan lees. Dit is profeet, leraar, evangelis, herder of apostel. En dan kry ons gawes van die Heilige Gees. Dit is die woord van wysheid, woord van kennis, gawes van wonderwerke, gawe van geloof, gawe van genesing, gawe van profesie, gawe van onderskeiding van geeste, gawe van tale en gawe van uitleg van tale. Nou, die gawes van die Heilige Gees en die bedieningsgawes is nie in hierdie reeks, gaan ons dit nie behandel nie. En dit is goed as jy reeds weet watter van hierdie is jou. Ons gaan praat oor die genadegawes. In Romeine 12 vers 6 is al die verskillende tipes. Dit is 'n profeet, leraar, barmhartige, uitdeler, bemoedigende vermaaner, voorloper en dienaar. Een van hulle is 'n sterk een by jou en ander ene is tweede sterkste. En dit is belangrik dat ons gaan kyk watter van hierdie een is jy, want dit is nodig om te weet om jou skepingsdoel te identifiseer en uit te leef en te formuleer. So, genadegawes, hoekom moet ek hulle hê? Dit gee vir my motivering, dit gee vir my ywer, 'n brandende passie. Dit kom na my toe volgens die soort mens wat ek is. Dit gee jou 'n unieke invalshoek en is jou wapen teen gevaar. Want sien, as jy nie sterk staan en presies weet wie jy is nie, dan gaan jy nie maklik aanvalle van die duiwel en van buite af kan afweer nie. So kom ons kyk nou na die tweede bladsy, die verskillende genadegawes. Kom ons kyk eers na die profeet. Dis iemand wat vooruit weet. Die gevare van hierdie is, die persoon se geloof kan maklik beroof word. Hy hoor soms makliker wat God vir ander sê as vir homself. Sy uitdagings is misverstande, hy's dikwels alleen, hy's anders, want hy sien. Sy verantwoordelikheid is om geloof te gebruik en nie verbeelding nie. So maak seker dit wat jy sien is jou geloof en nie wat jy opmaak nie. Sy karakter is, hy kan die toekoms waarskuwings in die toekoms gee, hy kan visie gee, hy kan hoop gee. Hy is gewoonlik 'n geloofsmens, 'n baie diep geloofsmens.
Okay, kom ons kyk na die voorloper. 'n Voorloper het baie planne en idees. Hy kan baie gou ontmoedig word en vergelyk word met ander. Jy is gewoonlik voor in die koor. Jy kry baie kritiek, want jy tref eers die teiken en jy kan baie gou jaloesie skep by ander mense, omdat jy natuurlik 'n voorloper is. Jou verantwoordelikhede is om God te dien, om God se idees mee voor te loop en God se opdragte uit te voer. Hierdie persoon kan planne maak en deurbrake gee. Hy is 'n ywerige planmaakmens. So 'n voorloper sien gewoonlik iets en hy gryp dit en hy hardloop daarmee voor en lei die res van die mense. 'n Barmhartige is iemand wat mense ondersteun. Sy vreugde kan baie maklik gesteel word met ander se hartseer stories en hy kan uit voeling uitraak met homself. Dis 'n baie emosionele situasie om 'n barmhartige te wees. Jy kan sag en swak beleef word en omdat jy die heeltyd betrokke moet wees, kan dit baie uitmergelend wees. Jou verantwoordelikheid is om jou las met vreugde te dra. Jy kan emosionele ondersteuning gee en dit is gewoonlik 'n dieps gevoelsmens. Die vermaner of bemoediging